Goeiedag en baie welkom by sessie 22 van module 4 waar ons stilstaan by die lewe van gebed. Nou in hierdie sessie wil ek spesifiek 'n paar gedagtes wissel oor hoe ons kan bid vir God se leiding wanneer ons nie weet watter keuse ons moet maak of in 'n sekere situasie onseker is van die pad vorentoe. Dit is nogal belangrik dat ons sal weet dat so gebed waar ons God se leiding soek is nie iets wat jy net doen in sekere tye wanneer jy nou voel jy moet nou 'n groot besluit neem nie. Die eerste ding wat belangrik is om te leer om voortdurend met onderskeiding te leef. Daarom het ons ook daaraan aandag gegee dat ons nie net wanneer ons groot besluite neem nie, maar eintlik in ons daaglikse lewe onderskei wat is God mee besig in my lewe? Wat is hy besig om vir my te wys? Maar hierdie is dan 'n paar riglyne wat jy nou wel 'n groot besluit moet neem en jy's onseker daaroor. En ons maak weer hier gebruik van Ignatius se riglyne. Nou die eerste ding natuurlik in die soek van God se wil is dat jy seker sal maak dat jy voortdurend soek na sy wil. Nie net as jy groot besluite neem nie. Dat jy moet groei in jou kennis en verstaan van die wil van God, van wie God is, van wat vir hom aanvaarbaar is en wat nie. En dit kry jy net deur 'n intieme verhouding met hom, deur voortdurend die woord te lees en te oordink en te bepeins, want sy wil is in die woord bekend gemaak. En deur daai verhouding kry mense aanvoeling ten opsigte van baie dinge, wat jy net diep in jou hart weet, hierdie is nie in lyn met God se wil nie, of hierdie is wel. En dan 'n verskriklik belangrike ding, wanneer jy leiding soek rondom 'n spesifieke saak, wat Ignatius aanbeveel, is dat jy in dit moet ingaan met 'n ingesteldheid van ek het geen voorkeur of wil van my eie nie. Ek is oop om te hoor wat op God se hart vir my is, ongeag wat dit mag wees. Nou is maklik om te sê, maar glad nie so maklik om te doen nie. My ervaring is baie dikwels dat ek self en ook ander mense begin soek en bid vir leiding, maar ek het klaar 'n sekere voorkeur van wat ek graag wil hoor. En dan is dit so maklik om te hoor wat jy wil hoor. So daai ding is moeilik om in te gaan en seker te maak en vir die Here te sê, wees my genadig, dat ek oop sal wees vir wat u ook al vir my wys in hierdie saak. Ignatius noem dit jou fundamentele lewenskeuse. Dit is waaroor dit vir jou in die lewe gaan. En dan begin hy ook met 'n baie praktiese manier. Hy sê jy kan doodgewoon vel papier vat, neerskryf en dan die voor- en nadele neerskryf van as ek dit doen, is dit die voordele, dis die nadele. As ek dit nie doen nie, dan is dit die voordele, dis die nadele. En as jy dit nou klaar neergeskryf het, dan beoordeel jy dit in die lig van 'n hele paar dinge. En die eerste ding is, kyk watter daarvan is die meeste in lyn met jou roeping en die pad wat God tot nou toe met jou geloop het. Dis nie algemeen dat God sommer groot veranderinge bring hier in die middel van 'n reis nie. Baie keer is die pad wat hy aanwys is in lyn met 'n sekere rigting wat jy nou al 'n tyd lank saam met hom op reis is. En dan die tweede vraag is om te vra, watter keuse sal meer in lyn wees met die liefdesgebod en die waardes van die evangelie? Om God bo alles lief te hê en my naaste soos myself en waar ek die waardes van die evangelie kan uitleef. Daar verwys ek na 'n skrywer met die naam van Peter Wolf, wat hy praat van the four melodies of love. Wat hy sê, as ek daai vraag vra, dan moet ek na die volgende sake kyk. Die eerste gaan oor Jesus se volledige vereenselwiging met mense, wat genoem word sy inkarnasie. Hy het deel geword van mense, hy het homself prysgegee ter wille van dit wat God van hom vra. So die tweede gaan daarmee saam dan sy totale prysgawe van homself, die opoffering. Nou in ons geval sal dit baie keer wees dat jy moet versigtig wees dat die ego nie voorskryf nie, maar dat jy die ego se voorskrifte prysgee om te hoor wat op God se hart is. En dan Jesus se onvoorwaardelike aanvaarding van alle mense met wie hy te doen kry. En dan die vierde een is hoe Jesus dan gemeenskap met God en met mekaar kom skep het. Ons kan vir onsself dan afvra, watter opsie gee vir my ook die geleentheid om in lyn daarmee te leef. Nou ek gee die verskillende vrae wat jy vir jouself kan vra in die boek, waarna jy kan kyk en langer daarby stil staan. So as jy deur daai proses gegaan het en nou min of meer 'n idee kry in watter rigting om te beweeg, dan word daar voorgestel dat jy dit bespreek met 'n volwasse kind van die Here. Iemand wat jy in vertroue het. Nou,
As jy byvoorbeeld 'n geestelike begeleier het, dit is iets wat vandag weer baie toeneem, dat baie kinders van die Here as deel van hulle geestelike dissiplines gereeld oor hulle lewensreis praat met 'n geestelike begeleier, dan sou dit die ideale persoon wees om dit mee te bespreek. Nie sodat hy vir jou kan sê wat om te doen nie, maar so 'n persoon, 'n geestelike begeleier, is gewoonlik opgelei om vrae te vra wat jou kan help om raak te sien wat jy dalk nie raak sien nie. Om jou te kan help onderskei wat God besig is om vir jou te wys. So daardie gaan baie oor dit wat jy met jou kennis en jou intellek kan onderskei. En dan is daar 'n dieper vlak van onderskeiding, wat Pieter Wolf noem die onderskeiding van die hart. En hier gaan dit oor jou emosionele wêreld, waar ons emosies ook 'n groot rol speel in dit wat ons onderskei God besig is om vir ons te wys. En daar kom ons dan weer by wat Ignatius noem konsolasie en desolasie. Nou Pieter Wolf sê dit is eintlik soos verskillende lae, soos die aarde se kos. Daar is die eerste vlak, die boonste laag. Daar is dit vlietende emosies. Jy voel baie keer dadelik goed, of jy voel dadelik negatief of dadelik sleg, maar dit verander ook sommer vinnig. So hy sê daardie is nie 'n goeie aanduiding nie. Dit kan jy nie regtig op vertrou wanneer jy groot besluite neem nie. Daai vlietende emosies moet ons eerder maar laat gaan. Dan gaan hy na die diepste vlak toe, is die kern van ons menswees. Hy sê daar is dit 'n vlak waar jy so diep in jou hart oortuig is, hierdie is die regte besluit, dit kom van God af, dat daar absoluut geen twyfel is nie. Jy weet net dat jy weet, dit is die rigting. Ook sê hy, ongelukkig gebeur dit nie baie nie. Dit gebeur so min, dat ons eintlik meeste van die tyd maar op die ander vlakke moet onderskei. En dan praat hy van die middelvlak, waar dit nie gaan oor vlietende emosies nie, maar op 'n dieper emosionele vlak. Jy ervaar wat in jou besig is om te gebeur en te beweeg. Nou ek glo dit gaan hier spesifiek daar waar Paulus praat van die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Wat jy as jy 'n sekere keuse neem, net daai absolute rustigheid en vrede kry. Dit is nou wat ek nou moet doen. En baie keer is dit heeltemal in teenstelling met wat jou gedagtes of jou kop vir jou sê. Daar kan dalk nog vrae wees wat jy vra met jou verstand, maar jy kry daai rustigheid hier diep binne jou. Dit is die pad. En hy sê om daar te onderskei, vra van ons regtig om stil te word, om tot rus te kom, sodat daardie boodskap by ons onderbewuste kan uitkom, waar ons regtig kan hoor wat die Gees vir ons sê diep binne onsself. En daarom kan so besluit nooit in 'n haastige besige tyd geneem word nie. Jy weet, as dinge rof gaan, as jy gedruk voel, as jy voel jy moet nou beweeg of oorhaastig raak, moet jy liewers nie. Wag eerder. Dit kan jou dalk baie moeite spaar om maar eerder langer te wag en seker te maak as om gejaag te wees. Sulke groot besluite kan nooit geneem word as jy gejaagd voel of gedruk voel nie. En dit is dan daar wat ons op die ou end gevoelens van konsolasie of desolasie beleef. Dat as jy jouself indink, as ek hierdie koers invat, wat ervaar ek hier diep binne in my? Is dit 'n rustigheid, 'n vrede, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan? Is daar 'n opgewondenheid, 'n afwagting? Of is daar nog hierdie krapperigheid en onsekerheid en dit voel net nie reg nie, dis desolasie. Eerste is konsolasie. En dan sê Pieter Wolf ook, daar's 'n basiese rule of thumb. En dit sê vir ons, God lei ons, hy trek ons, hy moedig ons aan. Dit maak ons opgewonde. Maar die destruktiewe gees, dit wat nie van God afkom nie, dryf jou. Dit maak jou angstig, onseker, bang. Maar jy voel, jy moet dit doen, maar jy is halfhaastig om dit te doen, want jy is bang, jy mis iets, maar daar's nie 'n rustigheid, daar's nie vrede nie, jy voel gejaagd. So vat hierdie riglyne bietjie, gaan dink daaroor, dink aan 'n groot keuse wat jy moet maak of moes maak, en kyk, as jy dit toepas, hoe dit jou kan help in die proses. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.